familie, vriende, gun my vanoggend net eers die geleentheid namens myself, sowel as die Nederheidshervormde Gemeente in Lichtenburg, ons innige meegevoel met elkeen van u te betuig na die afsterwe van Etienne. Ons weet dat hy geliefd was by so baie van u en dat sy afsterwe 'n groot leemte in elkeen se harte los. Mag die Here u vertroos en bemoedig, nie net vandag nie, maar ook in die dae wat kom. Baie seën en sterkte vir u. Broers en susters, ek gevra dat ons sal staan vir die uitspreek van die seën. Soos die digter van Psalm 121, kyk ons ook vandag op na hierdie berge van hartseer en verlange wat voor ons lê. En dan wonder ons, waar gaan daar vir ons hulp vandaan kom? Waar gaan daar vir ons vertroosting en bemoediging vandaan kom? Maar vandag, kom sê die Here vir u dat die hulp en vertroosting en bemoediging wat jy nodig het, kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefde familie en vriende, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Jy mag op die plek. Lieve broers en susters, hoewel dit onder hartseer troostige omstandighede is dat ons vandag hier by mekaar is daar nog steeds vir ons sin in die lewe, want ons weet Christus het die dood oorwin. En op daardie wyse het hy vir elkeen van ons ook die dood oorwin. Is die dood nie die einde nie, maar gewoon die begin van 'n heerlike lewe saam met God. En daarvan sing ons dan ook wanneer ons lied 464 die eerste vers van sing. Ons kyk in verwondering na God se wonderlike ingrype in elkeen van ons se lewens. En dan kan ons maar net juig omdat hy ons redder en ons God is. Kom ons sing saam die eerste vers van lied 464. Saam met die woord van die Here uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie soos wat Matteus dit vir ons voorhou. En ons lees daar uit hoofstuk 5 uit van vers 1 af tot by vers 12. Skrif lees in Matteus 5 van vers 1 af. Toe Jesus die skare sien, het hy die berg opgegaan. Hy het gaan sit en sy disippels het tot hom gekom. Hy het begin praat en hulle geleer en gesê, gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle wanneer mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele.
Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Profeet Jesaja sê dat gras verdor en blom verwelk, maar die woord van God hou vir altyd staan. Geliefde familie en vriende, vandag is ons hier saam deur 'n gedeelde hart. Maar dan in dieselfde asem wil ek ook sê, ons is vandag hier saam deur 'n gedeelde liefde. Wanneer ons vandag afskeid neem van Etienne de Tooy, dan is dit nie met hartseer omdat hy gesterf het, maar ons is ook vandag hier saam om sy lewe, sy nalatenskap saam te vier. Wanneer ons vandag afskeid neem van iemand soos Etienne, dan soek ons baie keer woorde wat sy lewe regverdig sal opsom. En nou het hy hom baie beter as geken as wat ek hom geken het. Maar volgens die getuienis van sy familie en van sy vriende wat vandag hier is daar een beskrywing wat nogal opstyg bo die ander. En dit is naamlik dat hy was 'n groot man met 'n klein hart. Nou in die Bybel kry ons 'n gedeelte waar Jesus op 'n berg gaan sit en waar hy begin praat het oor die tipe mense wat naby aan God se hart is. Hier in Matteus 5 vers 1 tot 12 noem ons die saligspreuke van Jesus se bergpredikasie. En dit is hier waar Jesus nie net 'n lysie van 'n klomp reëls gee wat ons moet nakom. Hierdie saligspreuke is 'n beskrywing van Jesus, van 'n spesiale, sekere tipe mens. En terwyl ons dan vandag luister na dit wat in Matteus 5 staan, dan sien ons ook Etienne se voetspore in hierdie verse. Hier in vers 5 sê Jesus, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. In die wêreld waarin ek vandag lewe, is, noem dit maar, groot wees dikwels gemeet aan hoe hard jy kan praat, of hoe vinnig jy jou sin kan kry. Maar in God se oë is daar 'n ander soort grootheid. Daardie grootheid van geduld. Baie van die as vriende en familie het vir my vertel dat Etienne was iemand wat ongelooflik baie kon verdien voordat hy kwaad raak. Yvonne, jy het nou ons so mooi beskryf en jy gesê het, jy kan Etienne 20 keer raak kry, en dan sal hy wag dat jy die 21ste keer ook staan. En dit is hierdie geduld wat Jesus in hierdie teksgedeelte sagmoedigheid noem. Sagmoedigheid is nie 'n swakheid, inteendeel. Sagmoedigheid is 'n krag wat onder beheer gehou word met liefde. Etienne was die tipe man gewees wat ruimte gemaak het vir ander. Hy het verdien dit bewaar. Hy was, soos wat Marissa nou die aand gesê het, everyone's God. Hy was geliefd gewees onder almal. Iemand wat deur 'n sagte hart en deur geduld ander mense se harte gewen het. En vandag neem ons afskeid van hierdie sagte, geduldige reeds. En vir u as ouers, Valet en Ria, en ook vir u as familie en vriende, en ek dink in die besonder aan sy kinders, is vandag 'n diep skok, 'n groot hartseer wat moeilik verwoord word. Die dood van 'n pa, van 'n seun, laat ons met vra in 'n leemte wat woorde moeilik kan val. Maar dan sê Jesus vandag hier in vers 4, geseënd is die wat tree, want hulle sal vertroos word. Vandag treur julle almal oor 'n man wat tot 'n groot mate groot anker in sy familie was. Maar vandag los Jesus hier ook met daardie belofte, dat nie een van julle treur alleen. Die God wat ons dien, is nie 'n God wat ver weg staan van ons hartseer en van ons pyn. Inteendeel, hy is die God wat naby elkeen is wat 'n gebroke hart het. En hier in die stilte van die hartseer, veral in die dae wat kom wanneer sy stem stil raak in die huis. Dis dan wanneer God vandag vir u beloof dat hy sal die vertrooster wees. Etienne was geliefd, nie net onder sy familie,
maar so ook onder soveel van sy vriende, wat vandag hier is. En hierdie liefde kry 'n mens nie net van self. Dit kom ook nie net van self. Dit word verdien deur die manier hoe jy ander mense behandel. En dan sê Jesus hier in vers 9, geseënd is die vredemakers. As iemand geliefd is by almal, soos wat Etienne was, dan beteken dit dat hy was 'n brugbouer gewees. Hy was iemand gewees wat mense laat welkom voel in sy teenwoordigheid. Sy klein hartjie was groot genoeg vir almal wat hom geken het. En juist deur Etienne se optrede, sy gedrag, word een uit vandag herinner dat die belangrikste ding wat ons ooit eendag op hierdie aarde gaan agterlaat, is nie ons besittings nie. Dis die manier hoe ons ander mense laat voel. Etienne het almal laat voel dat hulle geken en geliefd was. Geliefde broers en susters, vandag groet ons vir Etienne, met daardie wete dat sy pad hier op aarde nou voltooi is. Maar hy rus nou by die een wat die bron is van alle geduld, die bron is van alle liefde. En daarom is dit vandag ons gebede, in die besonder Valie, aan Maria, mag die Here vir julle krag gee in hierdie hartseer tyd. Mag die mooi herinneringe wat julle het vir julle vertroosting bied, hierdie mooi man wat julle groot gemaak het. Aan sy familie en vriende, en in die besonder aan sy kinders, dra julle pa se geduld en sy sagte hart saam met julle vorentoe. Dis die mooiste monument wat julle ooit vir hom kan bou. Ons groet vandag vir Etienne de Tooy. Rustig. Hy was 'n man van vrede, 'n man van geduld, 'n man wat diep gemis sal word. Amen. Geliefde broers en susters, terwyl ons net so luister, kom ons sluit met ons saam. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Here, op hierdie Vrydagoggend op die 15de Mei, sit ons in U teenwoordigheid in U huis. Maar ons sit hier as stikkende mense, gebreekte mense, omdat 'n geliefde uit ons midde weggeruk is. Here, ons worstel baie keer met soveel vrae, met soveel pyn, met soveel hartseer, wanneer ons een van ons eie aan die dood verloor. Maar Here, dit is te midde van hierdie hartseer en pyn wat ons beleef, dat ons weet U is die liefdevolle, vertroostende God, wat steeds by ons is. Daarom kom ons vandag na U toe, Here, en is dit ons gebed vir Etienne se familie. Here, sal U hierdie seer van hulle genees. Ons bly by U, Here, versterk hulle en gee vir hulle daardie innerlike krag wat hulle nodig het, weer op te staan, weer te probeer, weer aan te gaan met die lewe, hoewel ons nie altyd so voel. Here, maak hulle bewus van die vertroostende hand wat by elkeen van hulle is. Here, Etienne se heen gaan, laat 'n groot leemte in soveel van sy vriende se lewens. En ons gebed is, Here, dat U daardie leemte sal vul. Dat daardie leemte vir hulle verander sal word in die mooi herinneringe wat hulle aan hierdie goeie vriend van hulle het. Laat hulle dat ook vertroosting en bemoediging vind en daardie herinneringe wat hulle naby in hulle hart koester. Here, oor 'n paar minute staan ons langs 'n oop graf. Daar besef ons weer die nietigheid van ons as mense. Daar kom ons weer diep tot die bewusheid dat ons lewe hier op aarde tog maar net tydelik is. Here, daar waar ons langs 'n oop graf vandag tree ons nie soos mense wat geen hoop het nie. Ons glo dat U Seun Jesus Christus ook gesterf het, maar ook opgestaan het, en op daardie manier vir ons ook die dood oorwin. Dit gee vir ons daardie berusting, dat ons weet, Etienne, rus nou sag by U, en dat ons mekaar weer, U heilige heerlikheid, sal ontmoet. Laat ons vashou aan daardie hoop, deur U Seun, na elkeen van ons bring.
bid hierdie Here, nie omdat ons dit enigstens verdien of enige minute aanspraak daarop het nie. Ons pleit, naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Geliefde familie en vriende, ek wil vra dat u sal staan vir die uitspreek van die seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees en bly. Amen. U mag op hierdie plek. Geliefde familie en vriende, ek hou aan die begrafnisbrief voor soos dit gedruk is in die blaadjie met liefde en herinneringe. Sê ons dankie aan ons hemelse Vader vir 'n wonderlike geliefde wat hy vir ons geleen het. Altyd sagmoedig, nederig, barmhartig, blymoedig en hulpvaardig, 'n ware kind van God. So het ons hom as familie geken en ondervind. Ons gaan hom geweldig mis. Verlange sal altyd bly, maar met die versekering dat hy veilig in die arms van ons redder is. Groet ons hom tot ons weer ontmoet. In Romeine 14 vers 7 en 8 staan daar: niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf tot vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Ek gaan nou vir Jan vra om na vore te kom om namens die familie te bedank. Gaan probeer om nie lang te wees nie. Dit is vir my 'n baie groot voorreg vandag om by Ramkings namens die familie te doen. So waar begin 'n mens? Verspan ons as hy Etienne, verander was hy dad, verander was hy papa, verander was hy oupa, verander was hy oupoep, verander was hy Bella, maar vir my was hy Etie. Die familie wil graag die volgende bedankings doen. Dominee, baie dankie vir die mooi boodskap. Ek dink nie enige van ons sou dit beter kon doen nie, en ek dink Etienne sal dit baie waardeer, baie dankie. Sampie, baie dankie vir jou inloer elke dag by Etienne. Familie waardeer dit baie. Dankie vir al die mediese personeel van Malmet, ICU-eenheid, wat vir Etienne so gemaklik as moontlik gehou het elke dag. Baie dankie vir dit. Dankie aan Adrest en personeel vir julle professionele ondersteuning en bystand. Baie dankie. Julle het graag gewonnen vir hulle sal baie maklik gemaak. En vir die familie word geproost, bewaardeer. Dankie aan al die familie en vriende wat hier so is. Ek dink julle almal is hier so reg en weer is. En Etienne sal dit baie waardeer vandag. Dankie vir al julle ondersteuning wat julle die familie gegee het. Dankie aan die Bets vir die vroeg opstaan om na die kinders te gaan kyk. En dankie dat aan die saam met ons gery het soos 'n skoonmaak vanaand. Oom en Johan, aan die Bets en oom Johan is altyd daar om die familie by te staan en baie dankie daarvoor. Ciao, Melissa en die kinders. Baie dankie vir julle bystand wat julle vir oupa en ouma gegee het. En
klein vaas. Baie dankie vir dit. Geliefde, ek wil graag met die laaste hulde bly. Want ek doen dit met die hand van kykie vertoning wat hulle so het, paar foto's, paar mooie herinneringe wat hulle vasgevang het op beeld. Kom ons sit rustig en dan kyk ons na die kykie vertoning. Geliefde familie en vriende, ek gaan die name van die draers uitlees. Ons twee spanne draers wat gaan dra by die graf. Soos ek die name uitlees, gaan ek vra dat die nog net daar waar die sit sal opstaan. En as ek al die name van die draers gelees het, dan kan ek weer die plekke inneem. Familiedraers is Wom van Wyk, Jan van Wyk, Jaap Olivier, Nissan Olivier, Han van der Merwe en Santie Smit. Die vriendedraers, Dries Baldeur, Pieter Olivier, Gerard Oosthuizen, Blikkies Blighnout, Willie Maton en Rian van Jaarsveld. Broers, ek kan weer die plekke inneem. Broers en susters, ons gaan nou vandag dan Lichtenburg begraafplaas vir die ter aarde bestelling. Net ek graag 'n paar praktiese reëlings rakende dit. Kom ons beweeg asseblief binne in die stoet. As jy in die stoet is, skakel asseblief die voertuig se hoofligte aan. Ons vra dan 'n adresse voertuig en ons sal vooruitry. Bly asseblief by die voertuig, bly asseblief so ver as moontlik in die stoet. Maak ook seker dat jy asseblief hou by die verkeersreëls en verdere reëlings sal ek dan by die graf aan die Here gee. Broers en susters, ek gaan vra dat ons sal staan en die naby familie eerste geleentheid gee.